Het jy al ooit die woord gehoor, parasosiaal? Ek het onlangs hierdie woord gehoor in 'n onderhoud waarna ek geluister het, toe hulle gepraat het oor tipe verhoudings wat mense het, en onder andere praat hulle toe oor 'n parasosiale verhouding. En wat hierdie verhouding is 'n baie eensidige verhouding. Dit is byvoorbeeld soos wanneer ek 'n groot sportster volg, of 'n nuusleser, of 'n celebrity, en ek weet alles van hierdie persoon. Ek weet waar hulle bly, wat hulle gunsteling kos is, wat hulle tydsverdryf is, wat hulle die meeste van hou. Ek weet alles van hierdie persoon, en hierdie persoon se lewe beïnvloed my, verander my denkwyse, my manier van voel oor hierdie wêreld, maar hierdie ander persoon het geen idee dat ek eers bestaan nie. Dit is 'n parasosiale verhouding. Dis die teenoorgestelde tipe verhouding as wat ons met die Here het. Want wanneer dit by ons verhouding met die Here kom, dan is dit glad nie parasosiaal nie. Dis glad nie eensydig nie. Dit is 'n vice versa verhouding. Dit is 'n verhouding waar ek God leer ken en hy my alreeds ten volle ken en ons saam in hierdie verhouding kan groei. En daarom is dit ook vir ons belangrik om te besef dat hierdie verhouding wat ons met God het, ons verseker beïnvloed. En as ons kyk na die 10 gebooie, dan sien ons dit ook baie mooi raak. Aan die begin van Eksodus 20, waar die 10 gebooie gevind kan word, begin God nie met 'n lys reëls nie. God begin eerste met verhouding. Nog voordat hy die 10 gebooie gee, herinner hy die volk, ek is jou God wat jou uit Egipte land, uit slawerny bevry het. En dan begin hy eers met die 10 gebooie. En as ons na die eerste 4 kyk, dan sien ons iets wonderliks raak. As ons kyk wat hierdie 4 gebooie eintlik vir ons as mense vra, dan is dit wonderlik om te sien dat die gebooie begin eerstens deur te vra, wie is eerste in jou lewe? Is God eerste in jou lewe? Is God deel van elke liewe oggend, elke liewe besluit, elke liewe nuwe gedagte wat in jou kop opkom? Die tweede ene is, wie is die God wat jy aanbid? En die vraag is eintlik, aanbid jy God soos wat God is, of probeer jy God in iets anders vorm? Probeer jy God in jou boksie inplaas, of gee jy vir God die leiersels om God te wees wie hy is? Die derde vraag wat vir ons gevra word is, wie verteenwoordig jy? As daar gesê word, ons mag nie die Here se naam uitelik gebruik nie, dan gaan dit eintlik oor die feit dat ons dra God se naam. En daarom, wat ook al ons doen en wat ook al ons sê, moet God verheerlik. En die 4de gebod wat sê, jy mag nie op die Sabbat werk nie, verwys na die feit dat ons God moet vertrou. Ons moet onthou dat die Israeliete in slawerny was in Egipte en hulle moes heeltyd werk om hulle self te bewys, om hulle waarde te bewys. En hier kom God en sê, jy moet net 6 dae werk en die 7de dag moet jy rus, want ek het jou. Die Here wil hê ons moet weet, hy het ons. Die Here nooi ons en hy sê, kom laat ek jou vorm, glo in my, vertrou in my, ek het jou, ek stap die pad saam met jou, ek dra jou, vertrou my. Die Here nooi jou na hierdie verhouding toe. Maak jou hand oop, vat sy hand en leef saam met hom. Mooi week.